hoop jy is dankbaar en bly om in die huis van die Here te wees. Het jy 'n paar skete en kwale en het jy 'n paar probleme, dan sê jy jy's op die regte plek. Want na vanoggend se boodskap, as ek oortuig daarvan, gaan jy saam met my verstaan hoekom ons so sing in die kerk. Ek het so 'n bietjie gaan huiswerk doen oor hoekom sing ons en dan preek ons en dan gaan ons huis toe, jy weet. Wat het lofprysing te maak met my lewe en jou lewe? En ek glo vanoggend gaan vir jou help om dit nog beter te verstaan. Kom ons doen ons Bybelverklaring en dan gaan ons luister na die woord van die Here. Hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Dis vir my nog steeds 'n onbeskryflike groot voorreg om so op 'n Sondag voor jou te kan staan en om in die bevoorregte posisie te wees om die preek eerste te hoor. Want dis is my soos van waar ek nou sê, goed, Here, is dit wat U wil hê ek moet sê. En ek maak die preek nie myne nie, maar God se. En ek sê, dis wat die Here wil sê. En dan begin ek sien, die Here sê, ja, onthou dit, en sien jy, daar's dit, en hierdie ding wat gebeur, en daai ding wat gebeur. So, ek hou van preek. En preek het my nog altyd beter gemaak. Wat nou nie altyd lekker is nie, partykeer kry ek ook eerste pak slaag. Jy weet, en dan wil ek nou dink, Here nou, en partykeer as ek klaar gepreek het, dan dink ek, Here nou, hoekom gee jy nie daai ook 'n pak slaag nie? Jy weet, dan voel dit vir my, jy weet, dit nie so gewerk nie. Nou goed, ek gaan 'n paar goed vanoggend in jou hart wakker maak, met die bedoeling, laat ons volgende Sondag 'n deurbraak oomblik in ons gemeente kan skep. Jy weet, soms as jy wil vorentoe gaan, as jy wil beter word, dan kry jy geleenthede. Maar as jy nie die geleentheid benut nie, dan bly dit net. Dan gebeur daar niks. So, as gemeente gaan ek jou aanmoedig om saam met my 'n deurbraak diens te skep. Volgende Sondag. Wat beteken ons gaan deur iets breek. Ons gaan deur iets gaan. Ons wil vorentoe gaan. Ons wil nie stil staan nie. Ons wil definitief nie agteruit gaan nie. Ons wil nie swakker raak nie. Hoeveel van julle is Engels magtig? 'n Paar van julle. Verduidelik net vir iemand naby jou, as ek vir jou sê, rock bottom. Rock bottom. Ek het nou Google gaan vra, al die goed en somme net, jy weet. Maar dit klink vir my, dit wil vir my sê, in Afrikaans, as jy op jou laaste is. As jy dink, dit kan nie slegter nie, dit kan nie meer verkeerd loop nie. Toe klink dit vir my, dis die Engelse woordjie rock bottom, jy weet. As jou baas jou nou al soveel keer, jy weet, sleg behandel het of wat ook al, en jy voel jy's klaar, jy loop, jy wil nie meer nie, nee. En as jou man of jou vrou of jou kind jou so moedeloos gemaak het, laat jy nou, jy weet, klip onder is. Halleluja. Of as jy onder die klip. Julle onthou die klein seentjie wat die eksamen moes geskryf het, of die student wat die eksamen moes geskryf het, teken hy 'n klip op die bladsy. En toe juffrou van hom vra, waar is die antwoorde, toe sê hy, onder die klip. So miskien is jou wêreld, en miskien is daar in ons dag so
'n plek of 'n situasie dat mense net voel, hulle loop hulle in mure vas. Hulle wil vorentoe, hulle wil beter. Hulle wil nog iets regkry. En nou praat ek van Parkraan in myself, nê. Maar ek moet daarom vir u sê, ek kon die Here nie genoeg dank gister, toe ek sien ek was weer onder 40 minute nie. Maar ek wil vir u sê, ek wil onder 20 minute wees, want ek wil vir Hugo hardloop, laat hy nie weet waar hy is nie. So droom lekker jou drome. Amen. Wat wil ek begin in jou hart wakker maak, is dat ons as 'n gemeente het ook 'n klip onder nodig. Ons het ook 'n rock bottom partykeer nodig. Jy het as 'n gelowige partykeer daai muur nodig om jou te laat verstaan wat God kan doen. En volgende Sondag en reg deur die week, ek sal net weer opmerking maak daaroor, gaan ek vir jou elke dag Maandag tot Saterdag en seker Sondagoggend miskien ook, gaan ek vir jou 'n WhatsApp stuur wat gaan oor die mure van Jerigo. Nou, wie van julle weet wat daar gebeur het? Betty, wat het gebeur? Hulle moes om die mure loop. En dis net die helfte van die storie, né? Toe gebeur wat? Op die 7de dag, toe sak die mure weg, né? Goed, nou, as jy jou Bybelkennis nou so gebruik, en jy besluit, hierdie gemeente of jy as 'n persoon, het nodig om oor 'n muur of deur 'n muur te gaan, of daar is iets wat jou wil verhinder, om vorentoe en verder te gaan, dan maak jy vanoggend se boodskap baie belangrik, en jy vat hom volgende Sondag, en jy sit hom in die praktyk, en jy maak hom werk. En jy besluit, jy het 'n posisie in Christus Jesus. Nou, ek het reeds opgemerk oor die 2026, as jy nog nie 'n boekmerkie gekry het nie, maak asseblief seker, ek dink daar is weer beskikbaar. Kom ons lees saam uit Kolossense die 3de hoofstuk, en ons gaan vers 1 en 2, vers 16 en 17 lees. Maar as jy jou Bybel kan oophou en jy so die verse voor en na dit ook kyk, gaan dit jou help om beter te verstaan. Vers 1 sê, en hoor nou, as julle dan saam met Christus opgewek is. So ek wil vir jou vra, is jy opgewek? Ek bedoel nie net vrolik en lag en wat ook al nie. So, lewe jy in daai opstandingskrag? Is jy opgewek soos wat Jesus opgewek het, in staat om op te vaar? In staat om in 'n posisie van autoriteit en gesag te gaan sit? Is jy daar waar jy sê, Here, U is 'n magtige God en Vader in my lewe, en U regeer, en hierdie ding is nie van U nie. Dis nie wat U wil hê nie. U wil dit anders te laat wees. Hy sê, as jy opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Ek wil jy moet sien, jy het 'n posisie wat jy moet beskerm. Jy moet verstaan, jy's in lyn met die een wat daarbo is en aan die regterhand van God die Vader sit. Jy's nie onder nie. Jy's daarbo. Hy gaan verder, dan sê hy, bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Jy weet, hierdie aardse goed wat gebeur, ek is van mening, laat ons aanvaar dit as die laaste, dit is wat dit is. Maar dan vra ek, wat sê God? Nou as jy nou verder saam met my gaan, en jy lees nou vers 16 en 17,
dan sê hy, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Kom ons lees vers 17 net hierna. Hy sê, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Nou waarop stuur ek af? Ons praat oor droom, jy is in staat om te droom. Ek wil vir julle sê, ons stuur af op 'n droom wat gaan oor lofprysing. Wat gaan oor samesang. 'n droom wat sê, hoekom sing ek? Want hoor gou, dis 'n droom. Jy moet weer kan dink, wat kan my sing doen? Nou daai student wat met sy goedkoop gitaar daar voor die koshuis se venster gaan, die meisie of die dame serenade, jy weet, hulle droom van 'n toekomstige vrou. As ons mooi sing, gaan ons daai meisie beïndruk, nê. Nou baie van hulle kan nie mooi sing nie, so dan kies hulle net versigtig mooi woorde. Hulle sê, ek sal jou altyd lief hê. En daai meisie val vir hy sinnetjie. En dan sê sy, regtig? Sê, uit my hart. Jy weet, knights honor. Jy weet, ek sal nooit met jou baklei nie. Ek sal jou altyd ek sal altyd sorg dat jy genoeg geld het en ja, tot iets jou tref. Dan begin jy ook sê, ja, dit was ook net 'n ou liedjie gewees. Dit was maar net 'n storieetjie gewees om iets reg te kry. En ek hoop jy kan iets snap, dat as ons dinge doen, dan doen ons dit sodat die eer van God gesien kan word. Dat niemand sal kan sê dat God het nie geantwoord nie. Dat niemand sal sê, en daarom wil ek hê jy moet weet, daar's 'n droom in my hart, en as 'n droom glo ek, in die kerke wêreld, hoekom ons so sing as ons by mekaar kom? Hoekom sing ons so, as ons so by mekaar kom? Wie het hierdie liturgie uitgedink? Wie het gedink, dis so 'n diensorde moet loop? Ons sê welkom, doen die aankondigings, en dan sing ons, en dan sit ons almal doodstil, en die pastoor preek sy hart uit. Nee, u gaan nou meer verstaan. Kom ek sê gou vir u, wat dink ek het Paulus en Silas geleer, omdat ek dink hulle het dit geweet. Hulle het geweet wat doen sing. En ek het so 'n idee, toe sê Paulus vir Silas, of miskien was dit Silas vir Paulus. Paulus, kom, sit daai noot in, laat ons begin. En al wat hulle kon sing, is 'n seer, hartseer liedjie wat sê, ek is gevang, ek is in boeye, ek het seer, ek is moeg, ek kry koud, ek wil nie meer nie, die lewe is teen my, dis donker nag, die Here het my vergeet. Nee, ek dink nie. Kom ons lees wat gebeur het. Hy sê en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, dit kan ek maklik verstaan, en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Goed, skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit is, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeye van almal het losgeraak. 2 manne sing. Nou volgende week moet jy kom hoor hoe sing ons manne. Is ek reg, broers? Just a closer walk with thee, walk with thee, walk with thee. Gaan oefen jou stem, my broer. Maar sing hom soos jy hom sing.
En ek wil vir julle sê, dit gaan die nommer 1 item wees volgende week. Die kompetisie is klaar gewen, so daar gaan nie 'n kompetisie wees nie, want die manne het hom klaar gewen. Maak nie saak hoe goed al die ander is nie, ons het klaar gewen. Ons het besluit, ons is daarom die mans in die huis. Hier sing hierdie 2 manne. Hulle bid en hulle sing. En nou kom 'n aardbewing. Miskien het hulle geweet. Miskien het hulle dit vir die eerste keer agtergekom dat as jy in die donker nag sing, van Jesus breek al die bande, dan val die boeie af. As jy in die moeilikste omstandighede vasgevang is, en jy sing, He's all I need, dan breek daar iets, en jy stap deur. En 'n deur maak oop, en die heerlikheid van die Here word gesien. Kan jy verstaan dat die ou vyand juis dan reg is om met alle maniere jou geloof te probeer bedreig, dat jou geloof net nie sterk sal wees nie. Hoeveel van u het ver oggend en ander sangdienste wat jy bygewoon het, met geloof tegemoet gegaan? Oefen, toets jouself, nee. Jy het gesê, vir oggend se sangdiens gaan dit verander. Daar gaan 'n aardbewing kom. Die boeie gaan afval. Die deure gaan oopmaak. So ek vra vir jou, het jy ver oggend hier ingestap en gesê, as ek ver oggend hier uitstap na hierdie sangdiens, gaan my kind die soetste kind wees in die hele wêreld. Ek het die idee, jy sal moet weer sing, want jou kind het ook 'n wil, nee. Maar as dit 'n goddelike ingrype is, dan kan God iets laat gebeur. En as jy môre by jou werk instap, en as jy na jou eie liggaam of jou eie dinge kyk, dan besef jy, die Here het voorsien. Jy het nie net gesê, my God can do all things nie, jy beleef, my God can do all things. En jy het 'n heerlike getuienis van wat God kan doen. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat jou geloof is dikwels deur tradisie en gewoontes en misleiding aangeveg. Miskien sing jy maar net op 'n Sondag omdat jy moet sing. Omdat almal sing. Omdat dit nou die tyd is van sing. Maar ek hoop vanoggend se preek gaan jou help om te sê, Here, preek maar. Here, sê maar vir my iets. Wat kan ek jou aan die hand vat, dat as ons volgende Sondag se musiekfees instap, as jy instap met 'n verwagting, en jy sê, Here, vanoggend gaan daar iets gebeur. Jerigo se mure moet val. Daar's 'n beloofde land, daar's 'n Josua en 'n volk wat moet instap, maar hulle moet oor hierdie rivier, hulle moet oor hierdie Jordaan gaan, of wat is die rivier se naam, moet hulle gaan, en dan moet hulle nog voor 'n muur gaan staan, hulle sluit die poorte, en hulle kan nie oorwin nie, want die vyand is sterk. Maar God is sterker. God sê, trek om my mure. Eerste dag 1 keer, tweede dag, derde, vierde, vyfde, sesde dag, maar op die 7de dag, as julle 7 keer omgetrek het, en julle blaas op die ramshorings, hef aan 'n geskreeu. Moenie skreeu voordat jy moet skree nie. Moenie op 'n plek kom wat jy wil doen wat jy dink nie, maar kom in lyn soos wat Josua hierdie lesse moet leer. En as ek hierdie 6 boodskapies vir jou gaan stuur in die week, dan hoop ek gaan jou help om te verstaan dat waar Moses sekere dinge moes doen, moes Josua leer dat God doen dit sonder hom. God het hom nie eers nodig gehad nie. Josua moes net gehoorsaam wees. Hy moes net vir die volk sê, maak julle gereed, want oor 3 dae, gaan God
hierdie water soos 'n muur laat staan. En ek wil vanoggend vir jou sê, kom ons wees 'n gemeente wat kan gehoorsaam reageer. En as God sê oor 3 dae, dan is dit nie 4 dae omdat jy laat kom nie. Dan is dit nie 2 dae omdat jy te haastig is nie. Dan is dit 3 dae omdat die Here gesê het. Omdat God gesê het. Kan ek jou help om te verstaan? Jy ken die geskiedenis en jy gaan nog meer daarvan hoor en beleef, maar dit is 'n droom wat ek glo in Pleroma se wêreld is, dat ons wil nog altyd 'n gemeente wees wat 'n verskil kan maak in ons dorp. Gaan dit nog weer probeer. Ek sê, ons wou nog altyd 'n gemeente wees wat 'n verskil kan maak in Walvisbaai, waar mense kan instap en die krag en die salwing van die Heilige Gees is so aan die werk, dat bande kan nie vashou nie, want God breek al die bande, halleluja. En teenkanting kan nie werk nie, want die Here draai jou om en jy word 'n deelnemer en jy word nie 'n opponent nie. Jy's daar want God is met jou, want jy het gesien wat God kan doen. Nou, hoe gaan ons dit regkry? Ons gaan Kolossense 3 vers 16 gebruik. Ons gaan vir die volgende rukkie fokus om te doen wat hierdie vers sê. Wat sê dit? Jy het dit reeds saam met my geleer. Hy sê, leer en vermaan mekaar. Kyk nou maar daar in jou Bybel weer, as jy nou die versie wil gaan kyk gou. Ek kan teruggaan, maar jy kan daar kyk. Leer en vermaan mekaar. Nou voordat ek nou sê met wat, wil ek hê jy moet mooi verstaan, wat beteken die woordjie vermaan? Hierdie woordjie vermaan sê, ek wil 'n gedagte in jou kop sit. Maar ek wil dit so ernstig insit, laat dit jou tot stilstand bring. Kerk van Jesus, daar's 'n teksvers wat sê, omdat jy nie koud is nie, en omdat jy nie warm is nie, sal God jou uit sy mond uitspuug. Omdat jy lou is. Omdat jy net halfhartig, halfpad. Omdat jy nie heeltemal nie. Jy is, maar jy is ook nie. Jy wil, maar jy wil ook nie. Jy soek na antwoorde, maar is nie jou alles nie. Dis asof jy dink, ek moet darm maar seker nog op iets anders te vertrou. Ek wil vanoggend vir jou sê, maak God jou enigste punt van vertroue. Sê, die Here sal voorsien. Sê, die Here breek al die bande. Verstaan weer, as ek vanoggend vir jou wil sê, dat as hierdie woordjie sê, ek wil iets in jou hart sit, ek wil iets in jou gedagtes sit, dan wil ek dit soos 'n vermaaning na jou toe bring, en jy gaan die vermaaning nou mooi hoor, as ek hom vir jou bring, maar ek wil vir jou sê, dis so noodsaaklik, dat ons verstaan, dat as ons in oorwinning, as wil lewe, as ons in die kol wil wees, as ons wil raak skiet, dan sal ons moet verstaan, dit is alles of niks. Dis of koud of warm, maar nie lou nie. Dis God of is nie God nie. Ek is vir hom of ek is nie. Ek lewe vir hom of ek lewe nie vir hom nie. En nou sal ons die vraag moet antwoord. Nou, hoe lyk dit as ek dit probeer? Dan wil ek hê jy moet weet, dat jy die verskil sal verstaan, dat daar's iets in die diens wat ons moet regkry, wat ons bietjie moet aanspreek, en dit is, hoe staan jy op 'n Sondag in ons lofprysingsoomblik, in ons same sang, hoe staan jy hier?
Ek het vanoggend weer en ek maak maar die opmerking dat dit maar seer maak as dit moet seer maak en so aan. Maar ek wil vir u sê, as 'n koortjie sê hef op jou hande en jy hef nie op jou hande nie, dan wonder ek wat is fout. Is jou skouers beseer? Jy weet. Verstaan jy? Die oproep is, hef op julle hande na die heiligdom. Ek vra vir jou, is dit alles? Nou, ek kan die prediking asseblief en bid maar asseblief. Ek kan die prediking of enige prediker kan die prediking mooier maak, maar die enigste groep wat die lofprysing mooier kan maak, is die hele gehoor. En dit sluit in almal wat afwesig is. Amen. Jy sien 'n gemeente wat 'n gemeente genoem word, in die helfte is nie, daag nie op vir die kooroefening nie. Maak die koor swak. 'n Gemeente wat moet kan volhard in gebed, in die helfte daag nie op nie. So, eintlik moet ons nou verstaan dat vermaning is iets wat op verskillende maniere wil werk. Daardie vermaning kom na my toe en dit leer my of dit sê vir my, daar's iets wat moet verander. Daar's iets wat jy moet opmerk, daar's iets wat jy moet regkry. Nou as Kolossense 3 vers 16 sê dat dit 'n unieke manier is waarop ons moet leer en vermaan, dan wil ek hê, jy moet weet dat elke koortjie wat ons sing, het al twee hierdie kante. Hy leer jou of iets nuuts, of hy vermaan jou, dat jy het vergeet daarvan. Kan ek probeer met 'n koortjie, as hy sê, give as you give unto the Lord. Jy sien, as jy nie weet jy moet gee nie, dan leer hierdie koortjie jou om te gee. Nou sing ons dit op 'n Sondag so, of is nie, nee, hierdie koortjie is nie vir my nie. Jy weet, of is jy een? Is jy deel van die gemeente? Is jy hart en siel daar waar jy moet wees? Hoekom kan ek sommer net maklik afwesig raak en besluit, ag, ek is nie nodig nie? Hulle sing in elk geval beter as hy. Ek hoop ons het Sondag 'n mannegroep wat al die mans laat opstaan. Marlene sê amen. Wat al die mans laat opstaan, as ons sê, die manne gaan nou sing Just a Closer Walk with Thee. En daar's nie 'n man wat uitdraai nie. Man, jy's 'n man. Wees manlik, wees sterk, sê die Bybel, jy weet goed. Maar pastoor, sing is nie my sterkpunt nie. Ek weet, sing is nie my sterkpunt nie, maar ek het geleer om te sing. Want hoekom? Sing bring my in 'n ander dimensie, op 'n ander plek. Dit bring my op 'n plek waar ek geleer word, dat het ek gegee of het ek nou nie gegee nie. Want as ek nie gegee het nie, dan word daar dieselfde leerkoortjie word 'n vermaankoortjie. As ek sing, sy bloed was my reiner, witter dan die sneeu, en ek was nie by sondebelydenis nie, dan moet ek weet, dan kan daardie bloed nie sy werk doen nie, want die bloed van Jesus vra sondebelydenis. Hy vra dat ek sal herken en sal sê, kan jy hoor, begin daar iets met jou gebeur, dat jy saam met my sê, aarde, wag so bietjie, lof, samesang. Ons kan nie net aanhou sing nie, ons kan nie net maak asof ons moet reg sing, ons moet opreg sing, en ons moet leer om te doen wat ons in ons koorverse sing. Ons moet dit uitleer. Hoekom? Ek wil hê jy moet weet, ons kinders is gebombardeer en hulle is oorweldig deur wêreldse musiek, deur wêreldse oplossings, deur wêreldse lirieke en sinnetjies en stories en wat hulle sing, maar hulle het die kerkse liedjie nodig. Die ene wat sê dat
Die liefde van Jesus is wonderbaar. Die ene wat sê, bring jou laste. Die ene wat sê, sy bloed was my kosbaar en witter dan die sneeu. Kan jy hoor, ons kinders het kerkliedjies nodig. Hulle het groot geword sonder kerkliedjies. Hulle word gesteel. En ek wil nie eers daar gaan nie, maar ek hoop jy kan snap, dat ons het nodig om weer as 'n kerk op 'n plek te sing, waar ons kinders weet, wat doen samesang, wat doen dit as ek 'n liedjie sing. Ek wil hê jy moet sien, want ek wil by 'n punt uitkom, dat as daar vermaaning is, moet ons die vraag vra, hoe hanteer ek die vermaaning? Wat doen ek met vermaaning? As ek 2 Kronieke lees, dan sê hy, as ek die Here die God die hemel toesluit en daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. Ek wil soveel dinge gelyk vir jou sê, maar ek wil jou net by hierdie ene uitbring nie. Ek wil hê jy moet snap, dat die meeste keer as ons 'n vermaaning belewe, as iemand 'n bietjie 'n gedagte in my kop sit wat nie heeltemal is waarvan ek hou en wat ek dink dit moet wees of hoe dit moet wees nie, dan is ons gewoonlik up in arms en ons is kwaad en ons vir wat praat jy met my? Jy het nodig om te verootmoedig. Jy het nodig om terug te strek en te sê, Here, ons sing dit vanoggend, né? Maar Here, is ek reg? Doen ek wat ek moet doen? Is ek daar waar ek moet wees? Of draai ek om en dan sê ek, nee, ek hou nie van hierdie gemeente nie, want hulle sing. Ek wonder of jy kan snap. Onthou nou, asseblief, onthou, Jerigo se mure het geval. Hoe? Deur die lof en deur die gehoorsaamheid en deur die opdrag uit te voer. Wat het gebeur met Paulus en Silas? Daardie tronkdeur het oopgegaan, die boeie het losgeraak. Hoekom? Want hulle het gebid en hulle het lofliedere gesing. Gaan jy hierdie in 2026, gaan jy, as daar 'n oproep kom, daar is nog nie oproep nie, maar as daar 'n oproep kom om te bid, gaan jy kom bid? Of gaan jy maar tevrede wees om met die boeie aan saam verder te lewe? Gaan jy, as ons sê, ons gaan sing, so sing, met soveel oortuiging, dat God die bande kan breek, en laat daar deur sy wonde genesing gekom het, en laat daar 'n oeriewe kruis op 'n heuwel daar ver is, waar jy van kan gaan vasgryp en dan vashou en sê, by die kruis, ja, dis by die kruis, en ek kniel by hierdie kruis, want dit is my oplossing, dit is my antwoord, dis waarheen ek op pad is, dis waarvan ek droom en wat ek graag wil hê. Ek wil hê vanoggend jy moet weet, dat sonder verootmoediging gaan dit vir jou niks werd nie. Jy gaan moet leer, om as jy by die diens instap, en daar die eerste koorverse begin om inhoud te gee, en begin om jou help om iets te dink. Jy gaan die vermaning hoor. Jy gaan die stil stem van die Heilige Gees hoor. Maar gaan jy dit net los? En laat verbygaan, hoe is dit net gesing? Of gaan jy toelaat, dat te sing,
jou op jou knieë kan kry. Laat 'n liedjie jou kan laat uitstap en sê, ek het hulp nodig. Ek het die Here nodig. God het met my gepraat. En as jy daardie deurbraak oomblik koester in jou lewe, gaan jy verstaan dat jou gevangenisdeure wil ook oopgaan. En daar is so mooi beelde en ek gaan, soos ek sê, in die week jou help en ek gaan vir jou sê, waartoe dit beweeg. Volgende Sondag gaan jy die storie hoor van waar die koorvers vandaan kom. I have decided to follow Jesus. En ek gaan dit nie vooruit loop nie, ek hou dit vir volgende Sondag. Maar ek wil vir jy moet weet, ek kom volgende Sondag na ons musiekfees toe. Omdat ek ook wil sê, I have decided to follow Jesus. As niemand my volg nie, dis die volgende vers, as niemand volg nie, dan sal ek nog steeds. Hy sê, al is daar 'n kruis voor my, sal ek nog steeds. Why? Because I have decided to follow Jesus. Kind van God, moenie ophou nie. Volg Jesus. En ek haas my om klaar te maak, dat jy saam met my verstaan, dat as jy laasweek se boodskap nou koppel aan vanoggend se boodskap, en jy sê, dat my huis is op 'n rots gebou, en my huis gaan oor Jesus, en my droomhuis vind ek by Jesus, en ek kyk na die vloeroppervlakte, en ek vra hoekom dit daar is, en ek vra hoekom dit nie daar is nie, en ek kyk so, want kan ek vir jou sê, al die mure en al die dakke wat jy in jou lewe oprig in die geesteswêreld kan nie bepaal wat op die vloer staan nie. En ek wil nie laasweek gaan kyk na die YouTube boodskap en dan besluit jy om jou vloerruimte reg te kry en as iets nie van die Here is nie, dan vat dit jy soos die laaste 4 dinge wat daar moet wees en dan gooi jy dit in daardie brandende vuur en jy sê uit my huis uit. Wie wil graag 'n skoon huis hê? Wie wil graag 'n skoon gees en 'n skoon gemoed hê? Kan ek vir jou sê, die enigste manier om met sonde klaar te kry, is om hulle te bely. Om na die Here toe te hardloop en te sê, Here, ek het gesondig en ek was verkeerd gewees. As die verlore seun by sy pa kom, dan is dit sy eerste aksie wat hy uitvoer. Hy sê, ek het gesondig en vergewe my. Dis wanneer ek en jy op hierdie pad begin loop, dat ons sal verstaan, dat verootmoediging is iets wat ek aktief moet bring. Dis iets wat ek moet gee en ek hoop dat as ek hierdie WhatsApps vir jou stuur, dat dit vir jou ook op daardie plek sal word, kom, waar jy sal sê, nou was dit in die kol gewees. Nou het ek gemik en ek het raak geskiet. Ek het dit reg gekry. Nou het God vir my op die regte plek gehelp en ek het gekom waar ek moes wees. So kan ek vir jou sê, as ons as 'n gemeente nou weer sing, Jesus is die sterk verlosser. Jesus is die sterk verlosser. Dankie, Sissel. Jesus is die sterk verlosser. Hy's regtig een wat dinge kan kom losmaak. Dit wat vashou, kan hy kom losmaak. Dit wat jou wil terughou, kan hy losmaak. Ek is die Here dankbaar dat hierdie openbaring van daar kan iets in 'n sangdiens gebeur, nog al die jare my gees en my hart die oorhand het. En ek bid dat Sondag en die Sondag daarna,
as hierdie note begin speel en hierdie woorde verskyn op die skerm, dat dit die oomblikke sal wees wat die verlossing sal deurbreek en dat jy sal verstaan die mure van Jerigo het gekraak, hulle moet val, daar is 'n oorwinning aan die kom. Maar kan jy verootmoedig? Kan jy die vermaaning in verootmoediging joune maak? In die verlore seun se storie, toe die seun van ver, toe hy terugkom na sy huis toe, en die pa sê, slaggie, die vetgemaakte kalf, hoe ook al die teks daar sê. En hy sê, en bring vir hom klere, sit vir hom 'n ring aan sy vinger. Hoor gou, as jy dan saam met Christus opgewek is, as jy in 'n posisie is, as jy kind van God is, as jy in daardie plek van autoriteit wil beweeg, dan bedink jy die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. En toe daardie oudste broer terugkom van die veld af, wat hoor hy? Hy hoor musiek. Hy hoor hoe dat die huis sing. En die huis sê, dit wat weg was, dit wat dood was, het weer lewendig geword. Klink dit vir jou soos jou koorversie wat ons in die kerk sing, en dan vra ek, met hoeveel oortuiging sing jy dit? Wat sê, hy leef, hy leef, hy leef. Hy het waarlik opgestaan. En jy sing, en jy sê, en hy leef hier in my hart. My Jesus lewe. Die een wat bande breek. Die een wat mure laat wegsink. Kan ons, wil jy inkoop? Wil jy dit saam met my reg kry? Sê Here, as ek nog nooit nie, dan vat ek dit nou as 'n lering. Maar Here, as ek geweet het en ek het dit nie gedoen nie, dan vat ek dit as 'n vermaaning. Kan ek jou oproep om te sê, Here, van Sondag se eerste noot af, Here, van die eerste woorde af, en ek praat nou van Sondag wat kom, jy bid in hierdie week, en jy smeek God, jy gryp na hom, sê Here, daag asseblief op. As hulle sing Just a Closer Walk with Thee, of ons hoor van I have decided to follow Jesus. Here, red daardie siel. Red my lewe. Pleroma, is ons reg om op 'n ander manier te sing? Is ons reg om elke sangdiens aan te kom en te sê, maar ek het klaar gebid. Ek het die hele week gebid en gesê, Here, as ons sing, kom woon onder die lofsange van die volk. Here, kom maak plek. Here, laat gedagtes begin groei. Laat bande breek. Here, ons sit in 'n gevangenis vasgevang. Dis donker, is koud, dis seer, dis nie wat dit moet wees nie. Daar's te veel gevangenisse wat na ons luister en hulle wonder, wanneer gaan jou God opdaag? Ek wil vir jou sê, die Here wil kies vir AGS Pleroma. En hy wil hê ons moet 'n verskil wees. Nou, een van die dinge wat ek moes leer weer in my lewe, en ek wil vir jou 'n vraag vra. Is daar,
hoeveel keer op 'n dag, laat ek dit so sê, hoeveel keer op 'n dag kom jy agter, jy is besig om te sing? Is daar sulke mense? Hou bietjie jou hand hoog. Moet 'n bemoediging wees vir as iemand sê, maar ek sing nie. Ek kan nie vir jou vertel hoeveel keer 'n dag kom ek agter ek sing en ek het nie eers begin sing nie. Ek het nie gedink om te sing nie. Dit was net 'n reaksie oomblik. Het het net gebeur. En as ek myself kry, dan sing ek. En baie keer dan hier by 3, 4, 5 ure later, dan voel dit vir my, hou net op. Hoeveel keer wil jy dit nou nog sing? Verstaan jy waarvan ek praat? Bid God, laat lofprysing, laat psalms, in lofliedere, in lofgesange, jou gees begin oorspoel. Jou wêreld begin oorspoel. En voor jy jou kry, dan sing jy en jy sê, He is all I need. Of jy sê, Jesus is die sterk verlosser. Laat die blye nuus weer klink. Of jy staan in 'n oorwinningsoomblik en jy sê, give me joy, joy, joy when you come to Jesus. Sing, 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 sing. Wie wil dit saam met my sê? Sing, 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 sing. Sing, 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 sing. Moenie ophou sing nie. Besef weer. My suster, as daai skorrelgoed water koud raak, omdat jou probleme te groot raak, dan hou jy net aan om jou liedjie te sing. En dan sing jy hom en jy sing om my broer. Sing. Jong mense, sing. Kinders van God, sing. Amen. Nou, ek weet nie hoe om dit beter te sê as wat ek het gesê het nie. Soos by die einde, ja. Want iewers is daar 'n verlore seun. Eintlik 'n oudste broer wat wil sê, wat gaan hier aan? En ek wil vir jou sê, God is in ons midde. Amen. Kyk gou vir een langs jou, dan vra jy vir hom of haar, kan ek vir jou liedjie sing? Marlene, kom help ons 'n liedjie sing. Jego, kom help ons 'n liedjie sing. Wat sing ons? Pragtig. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Gee hierdie lied gou inhoud. Weet jy wat dit gekos het om jou siel te red, om jou lewe te verander? En nou kan jy sê, I'm redeemed. Nou, daar's twee, ons gaan die regte ene sing, maar die ene wat ek geleer het, en Margaret geleer het, toe ons op jeugspan en jeugkoor was I've been redeemed. Nee. I'm redeemed by love divine. Sing glory, glory, Christ is mine. All to him. Regte I have been. Kom ek sing eers vir gou 'n liedjie. Ek weet julle wil huis toe gaan. I've go glory, glory. Christ is mine.
resign. I have been redeemed. I am redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. Unto Him I now resign. I have been redeemed. I'm redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. Oh, to Him I now resign. I have been redeemed. I'm redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. Unto Him I now resign. I have been redeemed. I am redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. Oh, to Him I now resign.